Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 27 doen. Kom ons maak gou ons oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die koperaltaar vir die brandoffers. Jy moet ook die altaar van akasiëhout maak. $5L moet die lengte wees en $5L die breedte. Vierkantig moet die altaar wees en $3L sy hoogte. En jy moet sy horings op die 4 hoeke maak. Sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees en jy moet dit met koper oortrek. En maak sy potte en om die as te verwyder, ook sy skoppe en komme en virke en vuurpanne. Al die gereedskap moet jy van koper maak. Jy moet daar 'n traliewerk aanmaak, 'n netwerk van koper en aan die net 4 koperinge maak aan die 4 hoeke. En jy moet dit onder die lys van die altaar bevestig onderaan sodat die net tot by die helfte van die altaar kom. Jy moet ook draaghoute vir die altaar maak, draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met koper. En die draaghoute moet in die ringe gesteek word, sodat die draaghoute aan albei kante van die altaar is, as hulle dit dra. Jy moet dit hol van planke maak, soos dit jou op die berg getoon is, so moet hulle dit maak. Die voorhoof, vers 9. Jy moet ook die voorhoof aan die tabernakel maak. Aan die suidekant na die suide toe moet daar vir die voorhoof behangsels wees van fyn dubbeldraad linne. 100L moet die lengte vir die een kant wees. Daarby 20 pilare moet hulle 20 kopervoetstukke, die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. So moet daar ook aan die noorde kant in die lengte behangsels wees, 100L lank. Daarby 20 pilare met hulle 20 kopervoetstukke, die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. En in die breedte van die voorhoof aan die weste kant moet daar behangsels van 50L wees. Daarby 10 pilare en hulle 10 voetstukke. En die breedte van die voorhoof aan die ooste kant teen sonop 50L, sodat daar 15L behangsels vir die een kant is, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die ander kant 15L behangsels, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die poort van die voorhoof 'n bedekking van 20L van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Al die pilare van die voorhoof moet rondom van silwerringe voorsien wees, hulle kramme moet van silwer wees en hulle voetstukke van koper. Die lengte van die voorhoof moet 100L wees en die breedte 50 by 50 en die hoogte 5L. Van 5 dubbeldraad linne daarby voetstukke van koper. Aangaande al die gereedskap van die tabernakel, by sy hele bewerking en al sy penne en al die penne van die voorhoof, hulle moet van koper wees. En jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. In die tent van samekoms, buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here. Dit sal 'n ewige insetting wees in hulle geslagte van die kant van die kinders van Israel. So dis 'n verdere instruksie wat die Here vir Moses gegee het. Dis die einde van hoofstuk Exodus 27. Baie kort hoofstuk. Tot volgende keer.